Vriende, ons is dankbaar om weer saam met u te kan wees en ons staan op die oomblik stil by Lukas die 16de hoofstuk. Ons kyk na die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ons is vanmôre by deel 2 wat handel oor hierdie baie besondere gelykenis. Nou net so kort oorsig vir u gesê dat baie interessant van hierdie gelykenis is dat die Here hier 'n man by die naam identifiseer. Die man Lazarus. Dis 'n ding wat nie gewoonlik gebeur in die gelykenisse van die Here nie. So hierdie was heel moontlik 'n baie bekende 'n gebeurtenis in die tyd van die Here Jesus waarvan hierdie mense kennis gedra het en die Here was besig om vir hulle te onderrig en te leer 'n baie besondere boodskap deur te gee oor die ewigheid, oor die hiernamaals, maar ook hoe dit van toepassing is op hulle lewe hier en nou. En daarom is het belangrik dat ons ook hierdie waarhede sal sien. Ek het vir u gister gesê, daar is die leuen wat rondloop wat sê ryk mense gaan hel toe en arme mense gaan hemel toe en dis wat hierdie gelykenis vir ons wil leer. Hierdie gelykenis leer dat wanneer jy rykdom het, dan is jou hemel op aarde en jy sal nie eendag in die heerlikheid by die Here wees nie. Ek het vir u gesê hierdie is alles leuns, want dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Abraham was 'n baie ryk man gewees en die Bybel sê vir ons dat hy die koninkryk van God beerwe. Die Bybel leer vir ons, daar is so ding dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van God sal ingaan, want die meeste mense steun op hulle rykdom, maar hierdie gelykenis leer glad nie vir ons dat ryk mense hel toe gaan en arme mense hemel toe nie. Wat hierdie gelykenis vir ons wel leer, vriende, is dat ryk en arm een of ander stadium sal sterwe. Ryk en arm sal een of ander stadium by hierdie doodsjordaan kom waardeur ons moet gaan. Die dood is onvermydelik. Dit kom na ons kant toe en miskien kan dit vanmôre vir u baie neerslagtig klink en u kan miskien vanmôre vir my sê, maar Gerard, ek het 'n bemoedigende, opbouende boodskap nodig. Dan wil ek vir jou sê, as jy mooi luister, sal hierdie geweldig bemoedigend en opbouend wees as jy goed luister en jy rig jou hart na die Here om te sien wat hierdie gelykenis vir ons wil leer en hoe die Here ons betyds kom waarsku om ons klaar te maak om God te ontmoet. Want ek het vir u gister gesê dat die ryk man en Lazarus gesterf het. Die een was by die boesem van Abraham wat verteenwoordigend is van God se teenwoordigheid en die ander een het sy oë in smarte opgehef en hy was in hierdie plek van afgryse omdat hy verkeerd geleef het en dan ook verkeerd gesterf het. Die Bybel sê soos die boom val, so sal hy bly lê. Maar kom ons lees verder. Lukas 16, ons gaan nou vanmôre lees vanaf vers 24. Vers 23 het vir ons gesê, die ryk man is begrawe. Hy het sy oë in die doderyk opgehef terwyl hy in smarte was en hy sien Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En wat sê hy? En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy jou goeie dinge in jou lewe wat jy ontvang het en so ook Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. So wat gebeur hier, vriende, is hierdie ryk man pleit by Abraham, om tog net vir Lazarus te stuur, om die punt van sy vinger in water in te steek, om sy tong te verkoel, want hy ly smarte in hierdie vlam. So, die ewigheid, sonder die Here is 'n bewustelike plek, waar jy in volle bewussyn sal wees, 'n onsterflike liggaam sal kry, en sekere pyn beleef, wat vir ons as mens op aarde ondenkbaar is. Die Bybel sê vir ons, hierdie man het weelderig gelewe, hy het vrolik gelewe, en nou pleit hy vir 'n druppeltjie water om sy tong te verkoel, want hy ly smarte. En jy moet dink, vriende, jy moet dink daaraan, om sonder die Here te lewe en sonder die Here te sterwe is die grootste fout wat ek en jy kan maak. Ons kan nie suksesvol sondig en 'n bose lewe leef en elke dag in die ellende van hierdie wêreld onsself bevind, deur sonde wat ons lewens verwoes, en dink as ons sterwe gaan ons by die Here in die heerlikheid wees nie. Dit is verseker so dat die Bybel vir ons waarsku, dat daar 'n plek gaan wees van afrekening, 'n plek van pyniging, 'n plek waar God dan ook sy toorn gaan uitstort oor die sondaar. Het u gedink daaraan, dat Christus wat sy seun aan die kruis verbrysel het, ons as mens
in die gerig sal roep, verantwoording van ons sal vra, waarom ons hierdie offer wat hy gebring het aan die kruis verwerp het, deur sonde bo Christus te kies. Nou, die Bybel sê vir ons dat hierdie ryk man aan sy versoek is nie voldoen nie. Want Abraham antwoord en sê vir hom, kind, onthou jy? So hierdie kind is die hele gedagte van dat hierdie man heel moontlik ook 'n Israeliet was. Hy was heel moontlik ook bekend met God se waarheid en God se woord. Hy was ook bekend met die feit dat die profeseë gesê dat Christus sou kom. Hierdie man word genoem kind. Heel moontlik kind van Abraham, kind van die geslag van Israel, as ons dit so kan uitdruk. Hy sê vir hom, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smart, en hierdie woordjie onthou, dink ek, het hierdie ryk man by 'n punt uitgebring waar hy gedink het aan Lazarus wat voor sy poort gelê het. Lazarus wat gebedel het, die hond het sy swere gelek, en hierdie ryk man het alles gehad. En hy kon hierdie man Lazarus baie maklik gehelp het en hom baie maklik versorg het en baie maklik na 'n geneesheer geneem het om sy wonde te behandel. Maar wat doen hy? Hy het vir homself gelewe. Nou is die bordjies verhang. Nie omdat dit ryk en arm is nie, maar omdat die een die Here geken het en die ander een die Here verwerp het. En die Bybel sê vir ons, hierdie Lazarus, hierdie bedelaar word nou getroos en die ryk man aan die ander kant ly smarte. En dan praat die Bybel van 'n groot kloof wat gevestig is tussen die teenwoordigheid van die Here en dan die ewige verdoemenis. En dan vriende, daar's baie bespiegelinge oor hierdie ding, dat mense in die hel kan uitkyk op die hemel. Daar is 'n teoloog wat sê dat by die hemelvaart van die Here Jesus is die koninkryk van God opgeneem, die teenwoordigheid van die Here is nou bo en die doderyk is onder die aarde, en ek wil nie te veel daaroor uitbrei nie. Ek persoonlik dink dat die teenwoordigheid van die Here is nou in die hemele, die hoogste hemele waar God is, en dat die doderyk en die plek van afrekening hier onder die aarde is. En ons weet nie, ons kan nie presies sê nie, die Bybel gee vir ons aanduidinge dat hierdie kloof nie meer daar is nie, en dat daar nou hierdie skeiding gemaak is by Christus se hemelvaart. Maar hoe dit ook al mag sy, in hierdie gelykenis kon die ryk man gesien het, en hy kon vir Lazarus en hy kon vir Abraham gesien het, maar, hoor nou, daar kon nie oor en weer gegaan word nie. En daarom, baie belangrik dat u sal onthou, na jou en my dood, sal ons vir ewig wees by die plek wat ons gekies het. Want u sien, die oomblik as ek sterwe, dan is daar nie 'n vage vuur waar ek 'n reinigingsproses sal deurgaan en dan by die hemel uitkom nie. Daar is nie 'n manier hoe ek op 'n skelm manier of deur mense te probeer oortuig of mense te probeer omkoop van die doderyk of van die hel of van God se oordeel na die hemel kan gaan nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. As ek sterwe, vriende, dan sal ek so voor God gaan staan en sal ek vir ewig in een van twee plekke wees. God se heerlikheid of die ewige verdoemenis, soos die Bybel dit noem. Hierdie saak was vir hierdie ryk man so ernstig, dat hierdie ryk man begin en hy sê, ek bid u vader Abraham. Kan nie agterkom, hy bid nie tot God nie. Hy bid tot Abraham, hy sê, Abraham, ek bid jou om Lazarus na my huis te stuur, en ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En hierdie boodskap van my is vanmôre 'n dringende waarsku vir jou. Dis 'n dringende waarskuwing vir jou wat luister, dat jy seker sal maak dat jy die Here ken. Dat jy seker sal maak dat jy die waarheid van God se woord ter harte neem. Want u sien, hierdie plek van pyniging is nie grappies nie. Die Bybel praat van 'n plek waar die vuur nie uitgeblus word nie, 'n plek waar die wurm nie sterf nie, 'n plek waar mense hulle tonge kou van die pyn. Is dit vanmôre 'n boodskap wat jou so bietjie bekommerd maak? Is dit 'n boodskap wat jy miskien jou vanmôre ontstel? Dan pleit ek dat hierdie ontsteltenis en bekommernis jou na die Here Jesus Christus sal dryf. Want hy is die enigste een deur wie ons gered kan word. Die Bybel sê vir ons in Johannes 10, Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en hy sal uitgaan en hy sal veiding vind. Jesus sê hy is die ware wynstok, sodat ons ook in hom ingeënt kan word, sodat ons deur geloof in sy soendood aan die kruis redding van ons siele kan ontvang en vergifnis van ons sonde. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat die Here Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by God die Vader uit behalwe deur hom nie. Hierdie ryk man het te laat besef dat God se woord is die waarheid. Hy het te laat besef dat
daar een van twee eindbestemmings is as jy sterwe. En nou pleit hy, en hy soebat vir sy broer se lewe. En ons gaan môre 'n bietjie verder kyk, na wat Abraham hom antwoord, en hoe Abraham dan ook vir hom leer en onderrig, vir hom te sê, kind, daar is sekere skrifwaarhede, en dit is waarna jou broers moet luister. En ons gaan bietjie daarna kyk môre. Mag die Here ons seën en mag ons hierdie ernstige waarskuwing vir môre hoor. En as ons nog nie bekeer het tot God nie, dat dit vandag die welaangename tyd en dag sal wees, waar ons sal sê, Here, red my. Ag, vergewe my sonde, maak my u kind, sodat ek vir u kan lewe en u naam kan verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, tada.